In ons gesels oor 4 prestasies, gesels ons vandag oor 4 klein oorwinnings. Ons word deur kenners aangesê om groot drome en groot doelwitte te hê. Ek onthou Jim Collins, die navorser, het gepraat van BHAGs, Big Hairy Audacious Goals. En dit het maatskappye in staat gestel om groot spronge te maak en baie sukses vir daardie maatskappye te behaal. So groot drome en doelwitte is nie verkeerd nie, want dis hoe ons as mensdom groot spronge maak en deurbrake kan kry, soos om op die maan te land, soos om malaria te bestry, soos om die internet te ontwikkel, soos om deur satelliete verskillende waarnemings te kan maak en Google Maps en die goed te kan gebruik. Ons probleem is dat ons momentum verloor omdat ons nie gou genoeg by die drome en doelwitte uitkom nie. Ons verloor motivering en bevraagteken dan ons drome en doelwitte, en dit terwyl daar eintlik niks fout is daarmee nie. Ons is net nie so gou daarby wat ons daarby uitkom nie. Die geheim is, om dit te slaag mee, is om klein oorwinnings te begin vier op pad na hierdie drome en doelwitte. Locke en Latham het bevind dat selfs geringe vordering bou momentum vir groot doelwitte. Nou in die Bybel lees ons iets van hierdie tipe motivering wanneer die profeet Sagaria die volk bemoedig tydens die herbou van die tempel. En daarom beklemtoon God dan aan die volk dat klein begin bring groot resultate. Hoe staan dit Sagaria 4 vers 10? Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Dalk het jy intussen opgehou streef na 'n bepaalde droom of doelwit, omdat vir jou voel, dalk is dit net te onrealisties, of jy dink dit gaan nooit gebeur nie, maar jy het dit begin dink omdat dit te stadig neem om daarby uit te kom. Begin vandag net weer om 'n tree in daardie rigting te gee, deur 'n oproep te maak, of deur vir die kunsmatige intelligensieprogramme te vra om vir jou 'n week of 'n maand of 'n jaar se take te gee, en wat jou sal help om nader aan daardie droom of doelwit te kom. En dan begin jy met daardie take, maar soos jy hulle afhandel, een vir een, vier jy daardie klein oorwinning. En dis die belangrike, jy moet dit vier. Vier elke gesprek wat jy het, elke iets wat jy afhandel. Beloon jou as dit ware deur hierdie viering. En hierdie viering, soos die Israeliete ook fees gevier het na die muur herbou is, vereer eintlik vir God. Want dis God wat jou nog deurgaans ondersteun, dis God wat jou help, dis God wat jou die krag en die moed gee, ook vir die goeie en die swaar tye. So dank dan ook vir God deur 'n dankgebed met elke klein oorwinning. Leef geïnspireerd.